Welkom by nog 'n boodskap van Flowering Almond. Vandag is die 27ste boodskap in ons reeks Vrouens van die Bybel. En vandag se boodskap is uiters diep en dis een wat nie ligtelik opgeneem kan word nie. Moet asseblief net stil staan by die basiese feite en die basiese inligting wat ek met jou deel nie. Gaan lees self en laat die Heilige Gees jou werklik oortuig. So vandag kyk ons na die 10 maagde, die gelykenis van die 10 maagde en dis in Matteus 25 vers 1 tot 13. Die sleutelvers dan is vers 13 wat sê, waak dan, omdat julle nie die dag en die uur weet, waarin die seun van die mens kom nie. Nou Jesus vertel hierdie gelykenis en hy praat juis met vandag, met die bruid van Christus. Hierdie was almal maagde gewees, wat afwagtend was vir die bruidegom se koms. So hulle het almal olie in hulle lampies gehad, hulle almal was rein bewaar, hulle almal het 'n skoon lewe geleef, almal het hulle lewe ingerig om te wag vir die bruidegom. Maar die bruidegom het getalm en 5 van die maagde het nie genoeg olie in hulle lampies gehad nie. Hulle het gevra, asseblief gee vir my van julle olie vir die 5 wat ekstra kanne olie gehad het. Maar die 5 kanne olie, of die 5 bruide wat kanne olie gehad het gesê, maar ons kan nie, ons weet nie hoe lank gaan hy nog talm nie. Ons kan nie ons olie vir julle gee nie, jy moet jou eie olie bymekaar gemaak het. En hierdie is die boodskap in vandag se tyd en die tydvlak waarin ons leef. Ek beleef regtig 'n verandering en ek glo elkeen van julle in die geestesrealm en 'n verandering in die wêreld wat ons duidelik kan sien hoe naby die koms van Jesus Christus is en hoe nodig ons eie olie is. En ek wil vandag vir jou eintlik aanmoedig en net sê, maak seker jy het ekstra olie, maak seker jy luister vir die Heilige Gees en is ingestel op sy stem. Want soos wat die wêreld ontwikkel en in 'n rigting nou ingaan, gaan dit al hoe moeiliker raak om te onderskei tussen die wêreld se stem en die Heilige Gees se stem. Jy moet sy stem ken en jy moet toelaat dat sy stem jou lei. Ek het selfs gisteraand toe ek begin voorberei met hierdie boodskap en ek dink daaraan, kon ek amper nie slaap nie, tot amper 'n angstigheid, maar dis nie 'n vreesaanjaende angs nie, dis 'n dringendheid, kan ek eintlik sê, in die gees beleef. Hoe ek net beleef het, sjoe, ons het olie vir 2026 nodig in ons lampies. Ek weet nie wat die jaar gaan inhou, wat die veranderings gaan inhou nie, maar ek wil jou oproep en sê, moenie een van die 5 wees, wat Christus werklik volg, wat Jesus volg, wat hom lief het, wat hom dien, wat jou rein bewaar van die wêreld, maar jy hardloop uit olie uit. Jy maak seker jy koop olie. Om olie te koop is duur. As ons gaan kyk na hoe die olie in die Bybelse tyd verkry was, en selfs vandag nog, in daai tydperk het hulle suiwer olyfolie gebruik. 'n Olyf was gepars, hy was deur swaar en deur moeilik. Laat toe, dat wanneer jy in omstandighede gaan, dat die olie kan uitvloei. Laat dit toe, maak jouself oop daarvoor. En maak dit 'n staande gebed, elke dag. Here, asseblief, moenie laat daar nie olie in my lampie gevind word nie. En vandag se boodskap is nie om vrees in jou hart te kweek nie, maar dit is om 'n dringendheid in jou hart te sit, om saam met my daai dringendheid te ervaar, om regtig bidend te wees en te sê, Here, asseblief, olie in my lamp. En dan wil ek vir jou sê, jou olie kan nie jou kinders dra nie, dit kan nie jou man dra nie, dit kan nie jou boetie of jou sussie of jou ma of jou pa dra nie. Jou olie is jou eie olie. So maak dit 'n smekende, 'n vastende gebed, waar jy regtig tyd op sy sit in vasting en gebed, om te sê, Here, my man, my vrou, my dogter, my seun, my ma, my pa, my boetie, my sussie, Here, asseblief, werk spoedig in hulle lewe, sodat hulle nie gevind kan word sonder olie in hulle lamp nie. Dit is belangrik om nou daai olie te kry, daai olie is duur. Dit kom met 'n duur prys, dis 'n prys vir ons aan selfsterf, vir ons tyd op sy sit, om werklik tyd uit te koop in teenwoordigheid van Jesus Christus, om hom te ken en sy teenwoordigheid te ken, om in te druk en deur te druk, tot in jou binnekamer, in daai binneste, daai dieper plek van aanbidding, waar jy hom ken, waar hy kom en hy kom vul jou met olie. En dan is dit ook 'n plek, daai olie kom uit gehoorsaamheid. En ek bid werklik dat ek en jy
kan begin stap in gehoorsaamheid en op te hou om te vrees wat die wêreld sê en die Babiloniese stelsel waarin ons is, maar om ingekoop te wees in die koninkryk, om te kan hoor en te kan reageer en gehoorsaam te wees. Dit mag dalk vreemd wees vir die mense om jou, dit mag dalk vreemd wees selfs in die kerkomgewing waar jy is. Maar luister jy vir wat die Heilige Gees sê, sodat jy gevind mag word met olie. Dis my so hartseer verhaal, my hart breek elke keer as ek hierdie gelykenis lees, om te dink, hier was maagde, rein, opregte kinders van die Here, wat gevind word sonder olie, en dit breek my hart, en elke keer sê ek, Here, asseblief, wees my genadig, mag daar olie in my lamp wees. Help my om te kan onderskei tussen wat werklik nodig is in my lewe, en wat hou my besig, sodat ek nie olie kan koop nie, want julle, ek is self skuldig. As ek terugkyk na 2025, kan ek na baie oomblikke terugkyk waar ek besig was, met soveel dinge, en soveel dinge wat mooi lyk, maar as ek mooi gaan terugkyk, en dink ek, maar dit het my beroof van die olie, daai duur gekoopte olie, om werklik gereed te wees, om 'n vol lamp te hê, so daai lamp brandend is, as Jesus Christus terugkom, en wanneer daar moeilike tye oor die aarde kom, ons lees tog daarvan in Matteus en Openbaring, dat ek staande mag bly, en dis my gebed vir jou, en vir my, is dat ons staande mag bly. So ons kyk hierso, na die lesse wat ons hier leer. Die eerste een is, almal het lampe, maar nie almal het olie nie. In Matteus 25 vers 3 tot 4, sien ons daai lamp stel die uiterlike godsdiens voor, en die olie stel die Heilige Gees, intimiteit en 'n innerlike lewe met God voor. Nou die les wat ons kan leer, ons kan daai lamp hê, ons kan elkeen 'n lamp hê, jy kan Christelik lyk, jy kan Christelik praat, jy kan Christelik beweeg, jy kan die regte dinge sê, jy kan in die regte kringe beweeg, maar sonder olie brand jou lamp nie. En dit breek my hart, want mense sien dit in mense familie, en mense vriende, en mense eie huisgesin, baie keer hoe daar lampies is, hoe mense lampies het, maar daai lampie is leeg, daar's nie olie wat brand nie. En daarom moet ons werklik begin bid vir ons familie en ons vriende, en vir die mense in ons omgewing, die mense saam met wie ons werk, en saam met wie ons leef, dat hulle nie net 'n leë doppie sal wees, 'n leë lampie sonder olie nie. So vandag se kerk toe gaan, beteken nie verhouding met God nie, en aktiwiteite beteken nie intimiteit nie. Die tweede les is, vertraging toets ons voorbereiding. Matteus 25 vers 5, toe die bruidegom Talm, het hulle almal ingeslymer en aan die slaap geraak. Selfs die wyses raak moeg. Vertraging ontbloot wie regtig voorbereid is. Julle is maklik om vurig te wees vir die Here in die begin, maar volharding wys ware geloof. Wanneer dinge swaar raak, wanneer dinge moeilik raak, wanneer dinge nie meer maklik is nie, dis daar waar ons die olie koop, en dis wanneer ons deur daai persing gaan, dis daar wanneer ons werklik volharding het, waar ons langer kan wag. Dan die derde les, olie kan nie geleen word nie. Matteus 25 vers 8 tot 9, die dwaase 5 maagde vra vir olie, maar dit kan nie gedeel word nie. Jy kan nie op iemand anders se verhouding met God leef nie. Ek wil vir jou sê, jou kinders kan nie op jou verhouding leef nie, so wat kan jy doen? Jy moet seker maak hulle het 'n verhouding met God, jy moet daarvoor bid, jy moet daarvoor smeek, jy moet daarvoor vas, en jy moet die woord by hulle inskerp, dag en nag. In jou huweliksmaat kan nie by jou olie kry nie. Hulle moet self gaan koop, en jy moet bid dat hulle self gaan koop. Getuig jy, tydig en ontydig, die woord van God. Jou boetie, jou sussie, jou ma, jou pa, jou vriende, jou kollegas, hulle kan nie op jou olies lewe nie. So getuig jy en leer hulle en lei hulle om self te kan gaan koop. Leer hulle hoe om God werklik te leer ken. So jy kan nie op jou ouers se geloof leef nie, jy kan nie op jou dominee of jou pastoor se salwing leef nie, en jy kan nie leef op jou kerk se atmosfeer nie. Elkeen moet vandag self olie hê, en elkeen moet self tyd maak vir God. Dan die vierde les, die deur word toegemaak. Matteus 25 vers 10 tot 12 sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Hulle het Jesus geken, hulle het geken en geweet van hom, maar hulle het nie werklik hom geken nie.
Dis een van die mees ernstigste waarskuwings in die Bybel. Kennis van God en kennis van die woord, en om die woord te ken en die regte dinge te ken en die regte dinge te sê, beteken nie intimiteit met God nie. Intimiteit met God is persoonlik, is alleen. Dis daar waar jy alleen aan sy voete gaan sit, waar niemand sien nie, waarvan niemand weet nie, waarvan jy vir niemand vertel nie, waar jy daai nagmaal gebruik en sê, Here, kom versterk my, kom ontmoet my, waar jy daar gaan sit op jou eie, hom gaan soek, afwagtend is vir hom. Dis daar waar jy hom ken, en as jy nie daai tyd met hom het nie, en jy maak staat op ander, en jy maak staat op sondagdienste, of selgroep byeenkomste, en jy het nie tyd met hom alleen nie, wil ek vir jou sê, dan ken jy hom nie. En dan wil ek jou uitnooi, maak tyd, gaan soek hom, want wanneer jy hom soek, sal hy homself aan jou openbaar. Dan die 5de les, waak en wees gereed. Matteus 25 vers 13, Jesus sluit af met 'n oproep. Waak dan. Waak beteken leef wakker. Waak leef doelbewus. Waak hou jou geestelike lewe vars. Moenie gaan op gister se salwing nie, moenie gaan op gister se olie nie, jy moet vandag olie gaan koop. Jy kan nie staat maak op dit wat verby is nie. Maak daagliks jou emmertjie vol, maak daagliks seker jy koop olie. So daar's 5 praktiese lesse vir vandag. Die eerste een is onderhou jou verhouding met God daagliks. Ek kan nie genoeg klem op dit lê nie. Die tweede een is moenie jou geestelike lewe afskeep nie. Die derde een is bly gevul met die Heilige Gees. Die vierde een leef met 'n ewigheidsfokus. Ons kan nie fokus op nou nie. Ons kan nie fokus op hier nie. Die lewe hier is so. Die ewigheid hou aan en aan en aan. En as ons fokus op gerieflikheid nou en gemak nou en lekker nou en ons fokus nie op die ewigheid nie, dan koop ons nie olie uit nie. En die 5de een is moenie wag tot dit te laat was nie. Hierdie 5 dwaase maagde het gewag tot dit te laat is. Moenie wag tot die skrif aan die muur is nie. Koop nou olie. Maak seker jy het olie. Maak seker hierdie laaste paar dae van 2025 koop jy tyd uit om olie te gaan kry. Maak seker jy gaan 2026 in. Nie net met om te partytjie en daar's niks fout daarmee nie, hoor my hart. Maar wees liewerste afwagtend saam met die Here die nuwe jaar in. Gaan koop olie. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Gaan koop olie. Maak seker jy het olie. Begin die nuwe jaar, baie gemeentes het 'n vas. En as jy nie deel is van 'n gemeente wat 'n gemeente vas doen nie, wil ek jou uitdaag om saam met my van die 1 Januarie af 'n Daniël vas te doen. Dit gaan nie, die fokus is nie op die kos nie. Jy kan eintlik enige vas doen, vas van enige iets. Maar om vir die jaar in te gaan en te sê, Here, ek kom koop olie vir die jaar. En nie net vir die jaar nie, ek wil 'n nuwe ding kweek in my om tyd te maak en tyd uit te koop vir U, om seker te maak ek kan die stem hoor, om seker te maak ek's aan die voete. Die vraag is nie of jy 'n lamp het nie. Ek weet as jy hier na hierdie boodskap luister, dan het jy 'n lamp, want jy het tyd uitgekoop om te luister na hierdie boodskap. Maar my vraag aan jou en aan my is, het ons olie? En is ons gereed vir wanneer daar vervolging kom? En is ons gereed vir as Jesus skielik kom? Het ons olie? Het ons olie om ons deur te dra, deur moeilike tye? Deur tye waar ons moet kies teen dit wat die wêreld bied? En tye wat ons vir die wêreld vreemd gaan lyk en dinge dalk snaaks gaan lyk? Of gaan ons kies om liewers gemaklik te wees en te fokus op nie te fokus op die ewigheid nie? Mag die Here julle werklik seën en beskerm en wysheid gee hoe om olie uit te koop. En mag ek en jy nie gevind word met leë lampies sonder olie nie.